Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Goeienaand en baie welkom by ons oujaarsdiens. Ons kom vanaand by mekaar hier na 'n jaar vol herinneringe. Daar was oomblikke van vreugde, oomblikke van pyn en dalk oomblikke van teleurstelling en ook oomblikke van hoop. Terwyl ons vanaand terugkyk, gaan ons ook vorentoe kyk. Ons hou vas aan 3 woorde wat altyd waar sal bly: liefde, hoop en vrede. Gawes van God wat nie verval saam met kalenders nie. Ons teksvers is Romeine 15 vers 7 tot 13. Daarom aanvaar mekaar soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Ek sê vir julle dat Christus 'n dienaar van die besnedenis geword het ter wille van die waarheid van God, sodat hy die beloftes aan die vaders kon bevestig en die nasies God oor sy ontferming kan verheerlik, soos daar geskryf staan. Daarom sal ek u loof onder die nasies en tot eer van u naam sal ek 'n lofpsalm sing. En daar staan ook: wees bly nasies saam met sy volk. En weer: loof die Here alle nasies, prys hom alle volke. En Jesaja sê op sy beurt: daar sal 'n loot van Isaia kom en hy sal opstaan om oor die nasies te regeer. En op hom sal die nasies hoop. Mag die God van hoop julle deur julle geloof met alle blydskap en vrede vervul, sodat julle hoop oorvloedig kan word deur die krag van die Heilige Gees. Ons lees tot sover. Vriende, daar is iets simbolies aan 'n ou jaar. Mense tel af, daar's klokke wat lui, en afhangende van waar jy is daar dalk vuurwerke wat opgeskiet word. Daar is hierdie gevoel van, hier's 'n nuwe begin en van vreugde. Maar vir ons as gelowiges is ou jaar nie net 'n kalender gebeurtenis nie. Dis 'n geleentheid om te onthou wie saam met ons deur die afgelope jaar gestap het. Ons weet nie wat 2026 gaan bring nie, maar ons weet wie saam met ons die pad stap. Paulus praat van liefde as die fundament. Daar staan geskryf: aanvaar mekaar soos Christus julle aanvaar het. En hy skryf dit hier vir gelowiges wat van mekaar verskil en wat swaar kry beleef. God se liefde het eerste gekom. Dis die beginpunt van alles. Ons bou nie nuwejaarsvoornemens op ons eie krag nie, maar op God se aanhoudende liefde. Soos Paulus sê, niks kan ons skei van die liefde van God wat daar is in Christus Jesus nie. En dalk is dit wat die wêreld die nodigste het in 2026. Mense wat God se liefde beliggaam in ons gesinne, daar waar ons ook bly, by die werk of op sosiale media. Liefde is nie net 'n gevoel nie, dis 'n besluit om teen die wêreldse stroom in te leef. Paulus beskryf verder hoop as 'n anker. Hy skryf: mag God die bron van hoop julle vervul. Let op, God is die bron van hoop. Nie ons omstandighede nie 'n nuwe jaar vol beloftes nie, maar God self.
Hoop beteken nie dat ons dink dat alles maklik gaan wees nie. Hoop beteken ons glo, selfs in die donkerte kan God lig bring. Selfs as dinge misluk, kan hy nuut maak. Dalk was 2025 vir jou 'n moeilike jaar gewees, maar ou jaar herinner ons, God was daar en God sal daar wees. Hy is getrou in die verlede en hy sal getrou wees in die nuwe jaar. Dit is so 'n sekerheid dat ons vanaand vir mekaar kan sê, God is getrou in die nuwe jaar. Paulus bid dat gelowiges vervul sal word met blydskap en vrede omdat hulle op God vertrou. Vrede beteken nie afwesigheid van probleme nie, maar die teenwoordigheid van Christus in die middel daarvan. Wanneer ons op hom vertrou, bring die Gees vir ons innerlike rus, selfs in onseker tye. Ons hoef nie alles te verstaan nie, maar ons mag rus in die wete dat God weet. Vrede is 'n gawe van die Gees. Dalk is dit die grootste geskenk vir ons in hierdie ou jaar, om vrede te vind in dit wat was, en om vrede te hê oor dit wat kom. Aan die einde van hierdie nuwe jaar, laat ons nie net nuwe voornemens maak nie, maar dat ons nuwe vertroue het. Vertroue in God se liefde, wat nie ophou nie, hoop wat nie teleurstel nie, en vrede wat alle verstand te bowe gaan. Laat 2026 begin met hierdie gebed in jou hart. Here, vul my met u liefde, laat u Gees my hoop versterk, en gee my vrede wat die wêreld nie kan gee nie. Here, ons bring hierdie jaar wat verby is voor u, met sy seëninge en sy swaar. Dankie vir die liefde wat ons gedra het, selfs waar ons dit nie gesien het nie. Dankie vir hoop wat ons deur donker tye gelei het, en dankie vir die vrede wat ons harte kalmeer. Here, gaan met ons die nuwe jaar in. Mag u liefde ons fundament wees, u hoop ons anker, en u vrede ons rusplek. In Jesus se naam, amen. Mag die God van hoop jou vul met blydskap en vrede in die nuwe jaar. En mag julle hoop oorvloei deur die krag en die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen.